Ek weet nie of ek die regte besluit gemaak het nie. Doen ons almal. Het jy al ooit by 'n kruispunt in jou lewe gestaan? Jy bid en hoe meer jy bid, hoe minder weet jy. Jou hart wil een ding doen, maar dan fluister iets anderste dat jy iets heeltemal anderste moet doen. En hier binnekant jou staan daar net een vraag. Vader, is dit U nou? Is dit my eie kop? Is dit vrees? Is dit my ongeloof? Is dit die vyand? Ek kyk na ander mense en ek sien dit lyk so maklik vir hulle om God se stem te hoor. Hier sit ek en hier sukkel ek. En wat my geïnspireer het om hierdie episode te maak was hierdie comment. Baie van ons sit daarso en ons sê, is daar iets fout met my? Is daar iets wat ek verkeerd gedoen? Lewe ek dalk in sonde dat ek dalk nie Vader se stem kan hoor in my eie lewe nie? Ek wil graag met jou 'n storie deel wat in die Bybel staan, maar ook my persoonlike ervaring. Hoekom hoor ek dit nie? Hoekom hoor ek nie Vader se stem nie? Is daar iets fout met my? Papa, hoe gaan jullie vast? Gaan jy oorklim? Een ding wat ek moes geleer het is om geduld te hê, want hulle moet leer om dinge self te doen, sodat hulle standvastig kan wees. Ja, nee, hy's oop. So, moet altyd alles dinge oorvat. Geef hulle die geleentheid om dit self te doen. Hulle leer, hulle begin hulle self te vertrou. So mooi. Ja, Wat het jy gesê, Seren? ek het gesê, lewe werk nie so nie, my broer. So. Hey, dis Renier Weidemanier en jy kyk die regte begin. Hierdie gaan 'n moeilike episode wees want die manier hoe Vader met my praat is dalk nie die manier Vader met jou praat nie. So wat ek gaan doen is dis 'n groot disclaimer. Ek gaan net vir julle deel wat in die woord staan en my ervaring. Jou ervaring kan dalk iets heeltemal anders te wees. Die dag toe Vader beginne my leer hoe klink sy stem. Jare gelede was ek by the School of Prophets waar ons een van die dinge om meer Vader se stem te hoor is om hierdie game te speel wat genoem word treasure hunting. So hoe dit begin is, ons begin 'n worship, ons begin 'n intree in aanbidding en dan trek ons 'n stukkie papier op. Okay, en op die papier moet ons 'n plek neerskryf, 'n kleur en 'n word of knowledge. Want ek het gedog hierdie goed gaan nie werk nie. Come on man, hoe kan hierdie ding nou werk? Dit is so ek het toe begin jokes maak en stupid grappies maak. En ek skryf toe neer ek moet 'n plek kry, so ek skryf C neer. En die persoon het 'n rooi trui en die woord the word of knowledge gaan wees dat the father-son relationship and it's going to restore the sonship relationship. Daai ding. Nou sit ons in Kempton Park en die see is in Durban. Nou weet ek is 8 ure se ry van daar af. Ek gaan nie nou, dis 8 die aand, ek gaan nie nou see toe ry nie. So obviously dis 'n onmoontlike task, 'n onmoontlike ding. So ons klim in die kar, ons was so 9 groepe en terwyl ons in die kar klim, ons groep klim in die kar en ek begin 'n jokes maak. Sê hulle hierdie goed gaan nie werk nie. Soos wat ons ry, sê die een van die bestuurders, hoorie, Renier, is dit nie waar Vader vir jou gesê het jy moet wees nie? Ek sê, waarvan praat jy? Sê nee, dis mos nou op jou groepie. So obviously ons het bespreek wat Vader vir my gesê het, wat Vader vir hom gesê het. En ek kyk so regs, toe ek so regs kyk, staan daar so 2 oceans. Ek sê, nee, dit kan nie wees nie. Okay. Ek sê, en hulle druk toe my, sê Renier, jy moet uitklim, jy moet gehoorsaam wees. Ek sê, okay, ek klim toe uit, en die sekuriteitswag by die kompleks het 'n rooi trui aan. Okay, ek sê, okay, ek gaan my naam 'n gek maak, kom ek doen dit net. En ek loop na hom toe, en ek sê, en ek probeer vir hom verduidelik, listen, this is what we do, we're just learning how the Father's heart works, and so now I say the 2 oceans, which is the complex, and ek sê, so the word of knowledge is that God's going to restore the sonship relationship with you and your family. En hy kyk my, hy sê hy het nou net 'n groot fight gehad met sy seun.
en hy wil net sê dankie. Ek sê van, oh my word, daar slaat Vader my met, hy het my uit mekaar uitgeslaan van, ek maak jokes en hier kom hy en hy wys eintlik, maar hoorie, jy het reg geluister. Want ek besef, dis nie dadelik alles op een plek nie, dis die plek, die kleur, die woord, elke stukkie op sy eie beteken niks nie. Maar as jy hom by mekaar sit, soos 'n puzzle, soos 'n legkaart, dan kom jy agter, maar dit was God. Dit is hoe hy gepraat het met my. En dis nie net ek nie. Ek bedoel, kyk na Samuel. Okay. Samuel was nie net enige ou in die Bybel nie. Samuel was die man, hy was die profeet. Okay? Later in sy lewe het hy die grootste profeet in Israel geword. Hy was die man wat vir Dawid gesalf het. Okay, Dawid, die jong skaapwagter wat ewen sy eie familie het hom misgekyk. Sy eie familie het gesê, ag man, het hom nie eens gerecognize as deel van die familie nie. Toe almal na die verkeerde leier kyk, het Samuel hom raak gesien, want God het hom gesê, daarso, dis hy. Voor hy daardie man was hy 'n seun in God se huis, wat ook nie God se stem gehoor het nie. Wat ook getwyfel het, hoorie, is dit nou God se stem, is dit nie? Dink 'n bietjie daaroor. Die man wat eendag die hele nasie sou help om God se stem te hoor, moes eers leer hoe klink God se stem. Is ons almal nie daar op ons journey nie. So 1 Samuel 3, lê die seun in slaap. En in die nag hoor hy die stem. Samuel, Samuel. Hy spring op en hy hardloop na Elia, die ou priester. Hier is ek, het my geroep. Maar Elia sê, ek het jou nie geroep nie. Ek weet nie of van jy praat nie. Gaan lê weer. Jy's besig om my wakker te maak, man. Gaan lê. En hy hoor dit weer. Samuel, weer eens, hy's op en hy hardloop. En hy sê, Elia, ek's weer hierso. En die ou man besef toe en hy sê toe, maar wag nou. Ek roep die kind nie. So, weet jy wat, Samuel? Dis God. En Elia sê vir hom, gaan lê. En as jy dit weer hoor, sê net, Vader, ek hoor u. Ek is die dienskneg. Ek luister. En sien wat gebeur het. Samuel het vir die stem gehoor. Hy was net besig om te verkeerd verstaan. Hy het gedink dis 'n mens. Hy het gedink dis iets bekend, soos of dit Elia se stem was. Hy het iemand wyser gehad wat hom moes geleer het om God se stem te hoor en te herken. En dis my storie vandag, die hele ding, is om reg te begin, is nie om alleen te begin nie. Want, kom ons wees eerlik, jou emosies kan vir jou lieg. Jou vrees kan klink soos wysheid. Jou eie wil kan klink soos geloof. Jou pyn kan klink soos 'n waarskuwing. So hoe weet ek dan of dit Vader is? Die eerste ding is, jy gaan altyd terug na God se woord toe. Sy stem gaan nooit teen God se hart praat nie. Nooit nie. Hy gaan jou nie lei na bitterheid toe nie. In wraak, in hoogmoed, in verwarring nie. Toets alle stem met die vrug. Yeshua sê self, jy sal die boom aan jou vrugte ken. So vra, bring hierdie stem vrede? Bring hierdie nederigheid? Bring dit waarheid? Of bring dit paniek, beheersaamheid, bring dit controlling, bring dit vrees, bring dit verwarring? Van die vrug sal die bron wees van waar die stemme vandaan afkom. God praat nie altyd in een sin nie. Dis soos boublokkies. 'n Stukkie woord, 'n stukkie gesprek, 'n stukkie situasie. En later, as jy terugkyk, kom jy agter, maar wag nou. Vader het al die tyd met my gepraat. Ek het dit net ooit raak gesien nie. En dit is nie net alles in een oomblik nie. So verstaan. So hoe meer jy soek, hoe meer begin jy raak sien. Ek het nou so rukkie terug, so 2 jaar terug, het ek deur 'n moeilike tyd gegaan en ek bid vir die Vader en ek sê toe, Vader, help my, leer my sodat ek reg kan verstaan, help my uit hierdie situasie uit.
En jy weet, laat dan net vrede bring en ek lees die Bybel en ek lees in Psalms dat hierdie gaan nie nou gebeur nie. En ek sê nee, dit kan nie God wees nie. Dit kan nie. En dit is ek wou God se stem hoor wat ek wou hoor, nie wat hy moes vir my gesê het nie. Kom ek probeer dit beter stel. Soms luister ons nie na God se stem nie, want dit is nie wat ons wil hoor op daai stadium nie. Ons wil nie hoor dat dinge gaan so gebeur. Of dinge gaan nie nou so uitwerk nie. Ek moet nou leer om deur hierdie situasie te gaan. Ons sê ons wil God se stem hoor. Okay? Maar eintlik wil ons hê God moet net ons planne goedkeur. En dalk is dit vandag die belangrikste. Jy hoef nie die hele pad te sien nie. Jy hoef nie elke detail van jou situasie nou op die stadium uit te redeneer nie. Net een ding. Vra net, Vader, wat is my volgende gehoorsame stap? Nie wys my alles nie. Net die volgende tree. Want dalk is jy nie doof nie. Dink jy dink dalk jy's sleg. Jy dink dalk jy's minder geestelik of jy lewe dalk in sonde. Dalk is jy net soos Samuel. Net in 'n seisoen waar jy moet Vader se stem moet leer. Hoe klink dit? Hoe klink sy stem? As ek Kyle roep, dan weet hy hoe klink my stem. Ons moet leer hoe klink Vader se stem in ons lewe. Jy wil nie na God se woord luister nie, want dis nie wat jy wou gehad het nie. So, luister jy of is jy in 'n denial? En kom ons sê jy het dalk 'n verkeerde besluit gemaak. Okay, kom ons acknowledge dit. Ons bring dit voor 'n Vader en ons sê okay, hoe moet ek nou reg begin? So, om reg te begin is nie om alleen te begin nie. So kom ons probeer weer op die regte manier.